Voorsitter, jare gelede was daar 'n film op Discovery, waar 'n natuurbewaarder homself gewilliglik deur 'n anaconda laat insluk het. Wel, dit was die plan. Na maande se beplanning het die waggels in 'n kapsule voor die jonger slang gaan lê, reg om ingesluk te word. En die slang het, maar eers moes 'n arm of iets vasgehak het, en die toertjie is gestaak. Agterna het die amper ingeslukte bewusmaking gepleit as rede vir die grillerige affære. Maar mense het geweet, die het weinig uit te waai gehad met die slang of die Amazone. Die was eie gewin, in hoofletters. Dames en here, aan die betalje sit ek nou die dag en dink, toe ek sien hoe 'n kwaai ma by 'n sportbyeenkoms 'n kind in die snoepiery rondruk. Sy lees vir hom die Lewiete en sommer nog 'n paar Bybelboeke voor, oor hy kon sys indruk. Die enigste probleem is, dit was nie haar kind nie. Toe die verwarde kind sy regte ma nader stap, los kwaaikie die kind soos 'n warm patat en pleit, misverstand. Vandag gaan ek julle oortuig, dat die waggelse op die skoolterrein min beïndruk. Eerstens is daar ouers met 'n paar fisiese wagelstoertjies. En nee, ek praat nie van waar hulle op die rugbyveld maak nie. Hierdie fisiese onderonsies deur volwassenes gebeur blykbaar so gereeld, dat dit nie eers meer 'n hoofopskrif werd is nie. Talle skole laat ouers selfs gedragskodes onderteken, om te keer dat hulle reg in eie hande neem. By my skool was 'n skeieregter eendag deur 'n oom storm geloop, en die oom het gewen. Die arme skeieregter moes gelawe word. Op www.lig.co.za van 8 Desember 2023 skryf Anshel Petersen, maatskaplike werker verbonde aan Vita Nova, as inmengerige ouers handgemeen raak. Petersen skryf dat ouers se oorbetrokke gedrag nie 'n nuwe spesie is nie. Daar is deesdae al hoe meer gevalle waar ouers letterlik kaalvuis inklim. Petersen skryf dat hoë vlakke van frustrasie die oorsaak is van ouers se skollie gedrag. Teen beerdkrag, misdaad en die stotterende ekonomie voel 'n mens hulpeloos. Die lawaai voel vir my baie soos om halfpad deur 'n slang ingesluk te word. Want wat het nou regtig verander? Die tweede wagelstoertjie word aangevoer deur bekvegters wat hulle onderwysers aanvat. Die spannetjie wagelse maak my vreesbevange. Hulle sê wat hulle wil, waar hulle wil en vir wie hulle wil. En of jy nou van hierdie raserige affære wil deel wees of nie. As jy in die klas met 'n paar bekvegters is, wen jy reeds 'n gratis kaartjie na 'n swak vertoning. Op www.lig.co.za het die artikel Onderwysers as geweldslagoffers deur Cathy Ward, verbonde aan die sielkunde fakulteit by die Universiteit van Kaapstad verskyn. Ward skryf dat gevalle studies bevind het dat 3 uit 5 onderwysers verbaal deur leerders aangeval word. En nee, die studie is nie net onder stoute hoërskoolkinders gedoen nie. Ward skryf dat dit opvallend is dat laer- en hoërskole dieselfde aantal insidente het. So die bekvegter word later dan ook 'n hokvegter. Ek self het 'n terugpraatstreep in my, wat waarskynlik die rede is hoekom ek vandag hier staan. Maar die bekvegters wat ek in aksie sien, is in 'n klas van hulle eie. Dom as strandwagelse as jy my vra. Die laaste wagelstoertjie is op sosiale media. Danksy tegnologie is ouers nie meer afhanklik van opgevrommelde omsendbriewe of halwe boodskappe van hulle spruite af nie. Meeste skole het baie effektiewe WhatsApp groepies, waar juffrou sommer persoonlik vermaak kan laat weet. Haal uit die klapperasyn en breinolie. Die kopluise loop. Maar dan die einste tegnologie vir 'n paar onverwagse landmyne sorg, is ongelukkig ook so. Op www.netwerk24.com het die artikel 8 dinge wat ouers nooit moet doen nie, op 26 Februarie 2023 verskyn. Chanel Visser, kliniese sielkundige, skryf dat ouers se oorbeskermende gedrag veel meer skade as goed doen. WhatsApp groepies waar ouers mekaar of sommer die onderwysers invlieg, is blykbaar 'n alledaagse ding. Maar dit gaan veel verder as 'n paar waghalsige ouers wat nie hulle woorde tel nie, want hulle hou duidelik ook nie die horlosie dop, as hulle 5 uur die oggend boodskappe vir 30 slapendes stuur nie. Enige iemand wat my ma so vroeg wakker biep met, trek ons gewone klere aan, het geen idee hoe waghalsig hulle werklik is nie. My ma is nie 'n oggendmens nie, en vir jou Tannie, sluk sy daardie tyd van die oggend, pens en potjies in, en sy gaan jou nie weer uitspoeg nie.
Dames en here, waaghulse is selfsugtige siele. Die slang is bloot net 'n bysaak. Die eie ek is die rede vir al die drama. Fisiese onderonsies, tegnologiese ontploffings en sosiale media oorlogies laat 'n slegte smaak na. Die skool waaghulse beïndruk werklik my.